Wanneer jy in graad 12 geskiedenis voor daai keuse staan, China of Vietnam, is daar 'n rede hoekom Vietnam so 'n ongelooflike kragtige gevalle studie is. Dit is 'n storie wat jy nie kan opmaak nie. So vandag duik ons diep in presies dit, hoe 'n klein nasie teen absoluut alle verwagtinge in 'n wêreldsupermoondheid op sy knieë kon dwing. Reg, hier is dit. Dis nie sommer net 'n vraag nie, dis die opstelvraag wat so dikwels in die eindeksamen sy kop uitsteek. So ons doel vandag is baie eenvoudig. Ons gaan hierdie vraag vat, om stuk vir stuk oopbreek, sodat jy presies weet hoe om daai waterdigte antwoord te bou. Kom ons spring weg. Goed, hier is ons routekaart. Ons het 5 stoppe. Eers die groot prentjie, die Koue Oorlog. Dan die oorlog se fases. Daarna die strategie, die Dawid teen Goliat storie. Dan hoe die oorlog tuis beklei is. En ons sluit af met hoe dit alles onthou word. Eerste stop, die globale skaakbord. So, voor ons enigins in die oorwoude en reisvelde van Vietnam beland, moet ons eers so bietjie uitzoom. Hoekom juis Vietnam? Wel, die antwoord lê nie regtig in Suidoos-Asië nie. Dit lê in 'n wêreldwye stryd tussen twee reuse ideologieë. En dit bring ons by hierdie sleutelbegrip, 'n proksy-oorlog. Vietnam was die perfekte voorbeeld hiervan. Dink daaraan soos 'n skaakspel op lewe en dood. Die VSA en die Sowjetunie was die twee groot spelers, maar hulle wou nie direk teen mekaar veg nie. Dit sou kernoorlog beteken. So, pleks daarvan, het hulle ander lande soos Vietnam as die skaakbord gebruik en die plaaslike magte as hulle pionne. Hier sien ons daai twee spelers duidelik. Aan die een kant die Weste met die VSA voor. Hulle groot vrees, die domino-effek. Hulle het geglo as een land kommunisties val, gaan die res in die streek volg soos domino's. So hulle beleid was inperking, keer die verspreiding ten alle koste. En aan die ander kant, die Ooste, gelei deur die Sowjetunie, wat juis daai domino's wou stoot en revolusies wêreldwyd wou aanvoer. En Vietnam? Dit was die episentrum, waar hierdie twee wêrelde met 'n massiewe slag gebots het. Nou, wat jy moet onthou, is dat Vietnam se stryd nie in 1954 begin het nie. O nee, hulle het vir geslagte lank beklei teen buitelandse magte, veral die Franse. Toe hulle uiteindelik die Franse in 1954 by Dien Bien Phu 'n massiewe pak slaag gee, het hulle gedink, uiteindelik, ons is vry. Maar toe bring die Koue Oorlog nuwe spelers na die tafel. Die VSA het ingespring om die anti-kommunistiese syde te ondersteun, en sonder dat hulle dit besef, het hulle pas die volgende hoofstuk in Vietnam se baie lang vryheidsstryd begin. Goed, so hoe het hierdie Koue Oorlogspanning oorgekook in een van die wreedste oorloë van die 20ste eeu? Dit het nie oornag gebeur nie. Die konflik het eintlik in twee baie duidelike fases ontwikkel, van 'n klein smeulende vuurtjie tot 'n absolute inferno. Fase 1 was basies 'n burgeroorlog, maar met internasionale invloed. In die suide het die Vietcong, dis nou die rebelle wat deur die kommunistiese noorde opgelei is, die Amerikaanse gesteunde regering begin aanval. Amerika se vingerafdrukke was oral oor die suide, maar hulle hande was tegnies nog skoon. Hulle was die afrigters op die kantlyn, nie die spelers op die veld nie. Wel, nog nie. En toe verander alles. Die Golf van Tonkin insident het president Johnson die verskoning gegee wat hy nodig gehad het om voluit in te klim. En kyk net na daai getal. 184.000 teen die einde van 1965 is dit die hoeveelheid Amerikaanse soldate in Vietnam. Dis nie meer raadgewers nie. Dis 'n volskaalse weermag. Die oorlog het sopas 'n nuwe rad gekry. En nou is ons in fase 2. Amerika is nie meer op die kantlyn nie. Hulle is die hoofspeler. Dit word 'n konvensionele oorlog met massiewe vuurkrag. Die groot keerpunt was die Tet-offensief in 1978. Ja, tegnies gesproke het die VSA die aanval afgeweer, maar sielkundig, vir die mense tuis in Amerika, dit was 'n ramp. Dit het vir almal gewys, maak nie saak wat die regering sê nie, hierdie oorlog is nog lank nie verby nie. Die lig aan die einde van die tonnel, dit was toe al die tyd 'n aankomende trein. Reg, ons weet nou hoekom en wanneer die oorlog gebeur het. Maar nou, die groot vraag, die hoe. Hoe op aarde het hierdie klein landjie 'n supermoondheid gestuit? Die antwoord lê presies hier. 'n Volslaa botsing van strategie. Kyk net na hierdie kontras. Dis soos dag en nag. Aan die een kant die VSA, 'n tegnologiese reus. Hulle het met helikopters, napalm en massiewe search and destroy missies beklei. Hulle het probeer om 'n spyker met 'n voorhamer in te slaan. Aan die ander kant, Noord-Vietnam en die Vietcong. Hulle het nie die voorhamer gehad nie, so hulle het die oerwoud self in 'n wapen verander. Hulle was soos water. Jy kan dit nie met jou vuis slaan nie,
Hulle was oral en nêrens en het die geveg op hulle terme gedwing. So, wat was hulle geheime sous? 4 dinge. Nommer 1, hulle het die harte en verstande van die plattelandse mense gewen. Dit het vir hulle kos, skuiling en, die belangrikste, inligting gegee. 2, dit was 'n uitputtingsoorlog. Hulle was bereid om ongelooflike verliese te aanvaar, want hulle het vir hul tuisland geveg. 3, logistiek. Die Ho Chi Minh-roete was 'n absolute wonderwerk wat troepe en voorrade suid gebring het, en hierdie voorrade het gekom van hulle magtige bondgenote, die Sowjetunie en China. En laastens, miskien die kragtigste wapen van almal, hulle het geweet waarvoor hulle veg. Hulle het geveg vir onafhanklikheid. Vir die Amerikaner was dit 'n oorlog, vir die Vietnamees was dit hul oorlog. Maar die Vietnamese was slim. Hulle het geweet, hulle veg nie net op een front nie, maar op 2. Die eerste front was in die oerwoude van Vietnam. Die tweede, en miskien die een wat die oorlog gewen het, was op die wêreldvoorvlak en ja, in die sitkamers van gewone Amerikaners. En dis 'n punt wat ons absoluut nie kan miskyk nie. Noord-Vietnam was nie alleen nie, glad nie. Die Sowjetunie en China het 'n onophoudelike stroom van wapens, ammunisie, geld en voorrade gestuur. Sonder daardie deurslaggewende ondersteuning sou hulle nooit die Amerikaanse oorlogsmasjien so lank kon weerstaan nie. Dit het die speelveld gelyk gemaak. En dit bring ons by Noord-Vietnam se mees onverwagse en dalk magtigste bondgenoot, die Amerikaanse televisienuus. Jy sien, vir die eerste keer in die geskiedenis van oorlog is die realiteit nie deur propagandaplakate en mooi stories aan die publiek verkoop nie. Nee, die bloed, die chaos, die vrees, alles is rou en ongesensuaar elke aand in mense se sitkamers uitgesaai. En daardie beelde het 'n vuur in Amerika aangesteek. 'n Massiewe anti-oorlogbeweging het ontplof, veral op universiteitskampusse. Die land het letterlik in 2 geskeur. Mense het begin praat van die geloofwaardigheidsgaping, die reuse verskil tussen wat die president op TV gesê het en wat die kameras in Vietnam gewys het. Die politieke wil om te veg het by die huis begin verbrokkel, lank voor die militêre wil in Vietnam gebreek het. So, wat gebeur as jou weermag in 'n moeras vassit en jou land tuis aan die brand is? Wel, daar is net een moontlike uitkoms. Die laaste fase van hierdie oorlog was nie meer oor wen nie. Dit was oor hoe om weg te kom sonder om heeltemal gesig te verloor. President Nixon se groot plan was Vietnamisering. Die idee was, ons gee die geveg terug aan die Suid-Vietnamese soldate en bring ons seuns huis toe. Hulle het dit vrede met eer genoem, maar eintlik was dit net 'n manier om die onvermydelike uit te stel. Want die oomblik toe daai Amerikaanse militêre skuld weg was dit net 'n kwessie van tyd. En in 1975 het die Noord-Vietnamese tanks Saigon binne gerol. Game over. En niks wys die resultaat van hierdie oorlog beter as hoe dit vandag onthou word nie. In die VSA is dit 'n nasionale trauma, 'n diep litteken. Hulle praat van die Vietnam-sindroom, daai vrees om weer in 'n oorlog betrokke te raak wat jy nie kan wen nie. Maar in 'n verenigde Vietnam, daar noem hulle dit die Amerikaanse oorlog. En is 'n bron van ongelooflike nasionale trots, die laaste, bloedigste hoofstuk in hulle eeuelange stryd vir vryheid. So, kom ons kom terug by daai opstelvraag. Hoe het 'n klein landjie soos Vietnam die VSA verslaan? Hulle het gewen omdat hulle guerrilla-taktiek perfek was vir die terrein. Hulle het gewen omdat hulle politieke wil om hul land te verenig onbreekbaar was. Hulle het gewen danksy die deurslaggewende militêre en ekonomiese steun van China en die Sowjetunie. En uiteindelik het hulle gewen omdat die VSA die oorlog op 2 fronte verloor het, in die oerwoude van Vietnam en in die sitkamers van Amerika. Die finale les? Oorloë word nie net met bomme en koels gewen nie. Hulle word gewen met wilskrag, met strategie en met die stryd om die harte en verstande van mense.